kom ons sluit die oë, dan gaan ons net 'n gebed saam doen. Hemelse Vader, ons eer en ons dank U, dat U vir ons so lief gehad het, dat U U enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat aan hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Baie dankie Vader, dat ons die voorreg het om deur Christus, ons ewige hoëpriester, na U te nader en te weet dat Christus vir ons vanmôre intree, en dat hy ons name voor U noem, en dat ons die voorreg het om te weet dat die Heilige Gees in ons harte woon, en dat die Heilige Gees vanmôre uitroep, Abba Vader. Dis nie, Here, iets wat ons vanselfsprekend aanneem, dat U ons moes lief gehad het nie, want daar was niks in ons wat U kon lief hê nie. Ons was sondaars, ons was rebelle, ons was mense wat daagliks teenoor U die vuis gebal het, en Here, in rebellie gelewe het, en die sonde lief gehad het. En dit was daardie dag toe U tussen beide kom tree het, Vader, toe U deur U Gees ons geestelike oë kom oopmaak het, dat ons die sondigheid van ons harte kon sien, en dankie dat ons kon uitroep, O God, wees my sondaar genadig. Daarom kan ons vanmôre met groot vrymoedigheid sê, al die lof en al die eer kom U toe, want U is die wonderman van Golgotha, en U het ons sonde las gedra. Ons harte is vol aanbidding voor U, O wonderman van Golgotha. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word vir U geskenk, van God ons hemelse Vader, en ook van ons dierbare Here Jesus Christus. Dit word kragtig vermenigvuldig deur die werking van sy Gees hier by ons. Amen. Vriende, ons gaan vanmôre die woord van die Here oopmaak by Rut, die eerste hoofstuk. Ons gaan Rut die eerste hoofstuk, dan die eerste 3 verse saam lees vanmôre. Dis ons derde boodskap, wat handel oor hierdie baie besondere boek in die Bybel. Die eerste een het gegaan oor die agtergrond. Die boek Rut speel hom af in die tyd van die rigters, 'n bose tydperk. Die Bybel sê, elkeen het gemaak net so sy goeddink in sy eie oë. Klink baie soos Suid-Afrika. Klink baie soos ons land, wat ons onsself in bevind. Elkeen maak soos hy wil, elkeen sê wat hy wil, elkeen doen wat hy wil, en ons almal ly onder hierdie chaos, wat in hierdie land op die oomblik aan die gang is. Dit was dieselfde so gewees, in die tyd van die rigters, en ook in besonder die skryf van die boek Rut. En vriende, jy moet onthou dat die Here ook genadig en barmhartig is. Daar's altyd 'n oorblysel wat oorbly. Almal verval nie totaal nie. Daar's altyd 'n groep wat die Here vir homself oorhou, en ons sien dit dwars deur die Bybel. En vanmôre het ek so 'n bietjie die geslagregister gaan lees in Matteus 1. En baie interessant, wie was Boas se ma? Dis nou ons Boas was nou Rut, gaan nou Rut se man geword het, nê? Wie was Boas se ma? Ragab die hoer. Baie interessant, nê? Boas se ma was Ragab die hoer. En dan sien ons dat Boas trou met Rut, die Moabiet. En sy word die ouma grootjie van Dawid, die man na die hart van God. Sy nie genadig nie. Ons kyk na sondaars en ons kyk af na hulle toe en ons dink ons het onsself geregverdig. En ons dink by onsself, maar Jesus, God het seker iets in my gesien wat hom kon trek na my toe. Luister, hy het niks in jou en my gesien wat hom ooit na ons toe kon trek nie. Inteendeel, sy toorn was oor ons lewe, tot hy tussen beide getree het en vir ons genadig en barmhartig was. In hierdie baie moeilike tyd van die rigters is Rut amper, ek wil dit nie regtig so vergelyk nie, maar ek het tog hierdie week daaraan gedink, is amper soos 'n Cinderella storie. Jy weet, ons almal hou van 'n goeie storie, met 'n goeie einde. Dis hoekom ek nie regtig films kyk nie. Die laaste een wat ek gekyk het die Here dood gegaan. En ek was ontsteld vir 'n week lank gewees, want die Here gaan nie dood in 'n goeie fliek nie. So ek kyk nie meer flieks nie. Die hele gedagte net, die Cinderella storie is hier, 'n Moabitiese vrou, wat eintlik deur Israel vervloek was, word later die ouma grootjie van Dawid, die koning en man na die hart van God, waaruit Christus later uit die geslag van Juda gebore sou word. Wonderlik om hierdie waarhede te sien, maar ek het vir gesê, ons moet eers die slegte nuus goed hoor, voor die goeie nuus vir ons sin sal maak. So ek gaan vanmôre weer slegte nuus gee. Die slegte nuus, hoe dit in die tyd van rigters was. Laasweek het ons 'n bietjie gekyk, ons sal dit nou gou weer hanteer, oor Naomi se gesindheid, die bitterheid in haar hart teenoor die Here. Vanmôre gaan ons na die man Elimelech kyk, en dan begin hierdie storie vir ons al hoe meer momentum kry.
En sien ons later 'n wonderlike huwelik wat plaasvind, en ons sien hierdie storie wat omvou, en hoe die Here dan ook homself verheerlik, deur hierdie sonde, wat Elimelech en sy vrou gedoen het. Baie keer raak ons hopeloos en moedeloos, wanneer ons val in sonde. En sonde behoort jou moedeloos te maak. Sonde behoort jou gewete aan te kla. As sonde nie 'n effek in jou liggaam en jou siel het nie, vriende, moet jy seker maak, jy's 'n kind van die Here. Party mense doen groter sonde as ander, maar die Here gebruik dikwels ook ons sonde, om homself te verheerlik. Dawid en Batseba sondig, en die kind sterwe, maar God in genade stuur vir Salomo. En dis hoekom ek sê, God is 'n genadige God, nie dat ons sy genade mag misbruik om te sondig nie. Paulus sê in Romeine 6, sal ons nooit eers dit oorweeg of dink of doen nie. Maar omdat hy genadig is, vat hy baie keer hierdie moeilike situasies en hy bou iets kosbaar daaruit, sodat ons hom kan lief hê en kan verheerlik. Kom ons kom by Elimelech uit. Ons is nog nie by die huwelik nie, né? Dis nou eers by Elimelech, slegte nuus. Maar daar is ook 'n mooi boodskap daarin. En in die dae toe die rigters geregeer het, was daar hongersnood in die land. Daarom het 'n man uit Bethlehem, Juda, weggetrek om as vreemdeling te vertoef in die veld van Moab. Hy en sy vrou en sy 2 seuns. En die naam van die man was Elimelech, en die naam van sy vrou Naomi, en die naam van sy 2 seuns Maglon en Giljon, Efratiete uit Bethlehem, Juda, en hulle het gekom in die veld van Moab, en daar gebly. En Elimelech, die man van Naomi, het gesterwe, maar sy haar 2 seuns het oorgebly. Ons gaan net daar die 3 verse saam lees, en as jy enigsins as seun oor jou naam wil kla, wees dankbaar, jy is nie Maglon of Giljon nie. So, altyd iets om oor dankbaar te wees, né? Vanmôre gaan ons bietjie praat uit vers 1, en in die dae toe die rigters geregeer het, was daar hongersnood in die land, daarom het 'n man, die naam was Elimelech, uit Bethlehem, Juda, weggetrek, om as vreemdeling te vertoef in die veld van Moab, hy en sy vrou en sy 2 seuns. Ons tema vanmôre is dan lesse om te leer uit die lewe en optrede van Elimelech. Nou vriende, die Here gee vir ons Bybelse karakters, nie om hier te staan en hulle te kritiseer nie. Ons is hier om vanmôre te leer uit die lewe van Elimelech. 1 Korintiërs 10:11 sê, al hierdie dinge het hulle oorgekom as 'n voorbeeld en 'n waarskuwing vir ons, op wie die eides van die eeue gekom het. Belangrik om te sien dat ons nie Elimelech uitmekaar gaan trek en hom gaan maak dat hy hierdie slegte mens is nie, maar ons gaan leer uit Elimelech se lewe, dat ons nie dieselfde foute maak as wat hy gemaak het. Ek dank die Here vir sy wonderlike woord, en vir elke Bybelse karakter, wat vir ons opgeteken is, goed en sleg, om dan vir ons te leer hoe ons die Here meer welbehaaglik kan dien. Jy sal onthou, ons het verlede week bietjie gepraat oor hierdie man Elimelech en Naomi wat na die land Moab gegaan het. Ons het gepraat oor die ongegronde bitterheid en beskuldigings teen die Almagtige, en die 3 punte verlede week was, maak seker jy ken God, die God van Israel, voor die stryd en beproewing kom, want dit gaan kom. Ek het vir verlede week gesê, ons is nie in die hemel nie, so geen pastoor, geen predikant, geen profeet, geen apostel kan jou beloof dat jy 'n kommervrye lewe gaan hê nie. Daarom maak seker jy ken die God van Israel voor die stryd en beproewing kom. Die tweede gedagte, as jy bely jy ken hom, vertrou sy volmaakte leiding, al lyk dit of alles skeefloop, en dan waak teen bitterheid, wat jou dwaas laat optree en praat. Baie keer in ons bitterheid, sê ons dinge, wat eintlik liefs kon gebly het. Vanmôre gaan ons bietjie kyk na die man Elimelech. Nou vriende, ons sien dat Elimelech dan ook hierdie man was, wat sy vrou Naomi, met die 2 seuns, na Moab dan gelei het. Daar was 'n probleem gewees in Bethlehem, Juda, ons het gelees, daar was geen brood nie, en het ek daarin gedink dat, as daar probleme in 'n mens se lewe kom, in jou en my lewe, soos in Elimelech se lewe, dan tree mense oor die algemeen op een van 3 maniere op. Daar is een van 3 maniere waarop mense in die algemeen optree, wanneer stryd, probleme en dinge na hulle kant toe kom. En die eerste ding wat mense doen is, hulle verdra dit maar net dag vir dag. Ons sê hulle byt op hulle tande. Hulle kners op hulle tande en hulle sê, kom dit hier. Weet nie, Here kan hierdie ding van my wegneem, hy doen dit nie, en kom ons byt 'n bullet en ons gaan nie deur, ons hoop vir die beste. Miskien is jy vanmôre so een, wat eintlik hier in jou hart sit en jy's bitter teenoor God, maar jy sê dit nie.
Jy kners op jou tande en jy sê, luister man, kom ons gaan net deur hierdie ding. Ek gaan in elk geval nie met die Almagtige kan stry nie. Hy is God, laat hy maak wat hy wil. Kom ek probeer maar net deur hierdie ding kom en heel ander kant uitkom. Vriende, die gevaar met die gesindheid is dat ons probleme ons baas raak en ons bitter en opstandig raak. Glo my, in die 25 plus jaar wat ou in die bediening saam met my opleiding is, kom ek agter, daar's baie mense wat bely hulle behoort aan die Here, wat bitter is. Daar waar hulle spoeg groei niks meer nie. Want hulle is bitter, gal bitter, omdat hulle sekere verwagtinge, luister, sekere verwagtinge gehad het, die Here het nie presteer nie, en nou is hulle bitter teenoor God, en hulle is bitter teenoor hulle omstandighede, en teenoor mense. So, ek weet nie wat jou verwagting vanmôre is nie, maar ek hoop nie jy tree op hierdie manier, dat jy op jou tande kners, en dit maar verdra dag vir dag, met hierdie gesindheid wat later in bitterheid gaan verander nie. 'n tweede manier hoe mense probleme en dinge wat hulle tref hanteer is, hulle probeer dit ontvlug. Nou, as ons kyk na die gedagte, vriende, dis as ons probeer om dit wat die Here ons deurstuur as 'n beproewing uit ons lewens weg te kry so vinnig en so gou as moontlik. Dink maar aan mense wat geroep is om voltyds vir die Here te gaan werk. Dikwels weet hulle dis wat God van my lewe vra en hierdie roeping op my lewe geplaas het en hulle probeer op elke manier van hierdie roeping van God wegkom en later is daar bitterheid en hartseer in hulle harte. Glo my, ek het sulke mense geken wat deur die Here geroep is, het op 'n stadium gaan studeer het en later die roeping heeltemal eenkant geskuif het en heeltyd probeer ander goed doen het. En in die gesprekke wat ek met die persoon gehad het, dikwels trane, omdat hulle probeer ontvlug het dit wat God vir hulle dan ook oor hulle lewe gebring het. Die een spesifieke man het vir my gesê, luister, ek sien nie kans om te gaan sukkel in die bediening nie. Luister vriende, finansiële probleme kom nie net in die bediening na vore nie. Jy en ek wat 'n gewone werk doen, weet wat dit is. Die ekonomie verander, ongelukke kom, daar is 'n band wat bars, daar is 'n yskas wat breek. Dis nie omdat jy in die bediening is, dat dit met jou moeilik gaan nie. Maar die duiwel lieg vir ons en sê, luister, as jy in die bediening kom en jy's getrou aan die Here, gaan jy struik. Jy sal probeer ontvlug dit wat die Here oor hulle lewe wil toelaat. En die bediening is nie 'n maklike roeping, of kom ons sê, ek wil nie sê 'n beroep nie, maar 'n roeping. Maar die feit is, as God dit oor jou lewe geplaas het, doen dit. Dink aan Jona. Wat sê die Here van waartoe moet hy gaan? Ninive toe, en Jona sê, Here, nee, ek dink u die padkaart verkeerd gemerk. Ek gaan na Tarsus toe. En op pad soontoe sê die Here vir hom, nee Jona, jy kan die kaart lees nie. Kom ek wys gou vir jou, waar sit Ninive? Dit sit nie in die rigting van Tarsus nie. En hy het gegaan, en op die einde van die dag die getuie gewees, en die Here het siele gered. Die derde manier hoe mense probleme hanteer wat oor hulle pad kom, is die Bybelse manier, en dis wat ek vanmôre u gaan in begelei. Ek gaan vir u een kant wys hoe Elimelech die wêreldse pad kies, die pad van die mens, die pad van self, en aan die ander kant gaan ek vir u wys wat God deur Elimelech kon doen. En die Here, as hy wou, kon hy dit gedoen het. Hy kon Elimelech in hierdie opsig letterlik aan die nek gegryp het en hom gesê, Elimelech, jy doen wat ek vir jou sê. Maar God ook in sy genade en soewereiniteit teken vir ons hierdie voorbeelde op, dat ons sien die hartseer waarmee hy homself en sy huisgesin dan deurboor het. Die Here sê vir ons, die Bybelse manier is om dit wat die Here oor my pad toelaat te omhels. Nou sê mense vir my, luister, het jy vanmôre vergeet om jou koffie te drink? Het jy sleg geslaap gisterand? Hoe omhels ek die siekte toestand waarmee ek sit? Hoe omhels ek die finansiële krisis waarin ek is? Hoe omhels ek hierdie probleme wat ek het by die werk met mense? Luister, dis een van die twee vorige punte, of jy omhels dit en jy sien dit as deel van God se plan vir jou en my lewe. En God se plan is 'n volmaakte plan. Romeine 8:28, en ons weet dat vir hulle wat God liefhet, alles ten goeie meewerk vir die wat na sy voorneme geroep is. Ek het so gedink aan hierdie woorde van Jesaja 43 vers 2 tot 5. As jy deur die water gaan, is ek by jou. Hierdie water is vloedwaters. Hierdie waters is waters wat kom hier tot by jou neus en jy dink by jouself, ek gaan nou verdrink. Ek gaan dit nie maak nie. Die Here sê ek is by jou. Deur die rivier, hulle sê jou nie oorstroom nie. As jy deur die vuur gaan, sal jy jou nie skroei nie. Ek sê nie vanmôre, gaan maak vir jou 'n groot vuur en stap deur dit en sê, my predikant het gesê, as ek deur die vuur gaan, is die Here saam met my nie.
Al wat Jesaja, hy probeer vir ons hierdie pragtige beelde skep van sekere erge omstandighede. As ek deur dit gaan, dan sal die Here by my wees. Ons weet Sadrag, Mesach en Abednego was fisies in die vuuroond gegooi. Hulle het nie vir hulle self een gemaak nie. Dit was 'n vuuroond waarin hulle gegooi is en die Here het hulle skotvry aan die ander kant laat uitkom. Vir ons ook, wanneer die probleme kom, die Bybel sê vir ons, dit sal nie ons lewens vernietig nie. Vers 3, want ek is die Here jou God, die Heilige van Israel jou heiland, omdat jy koslik is in my oë, hoog geag is en ek jou liefhet. Die meeste van ons vanmôre hier twyfel aan God se liefde vir ons. Die meeste van ons sien God as hierdie diktator, wat met hierdie rotang staan, en as ons verkeerd doen, dan gaan hy vir ons bykom. Die meeste van ons sien God so. Luister, die Bybel sê hy het ons lief. Die Here het jou liewer as wat jou man jou kan hê, of wat jou vrou jou kan hê, wat jou kinders jou kan hê, wat jou kleinkinders jou kan hê. God het ons lief. Daarom gee ek mense in jou plek en volke vir jou lewe. Wees nie bevrees nie, want ek is met jou. Daarom gaan ons vanmôre 'n bietjie kyk met dit as inleidende gedagte. Die 3 maniere hoe mense reageer wanneer daar probleme en stryd en ellende na hulle kant toe kom. En dan gaan ons vanmôre kyk uit die lewe van Elimelech, hoe hy dit hanteer het en wat die Bybelse uitkoms, wat die Bybelse opdrag, wat die Bybelse pad is wat ons eintlik dan moet stap. Die eerste gedagte, vriende, is dat Elimelech het nie deur geloof gewandel nie, maar deur aanskoue. Jy onthou wat daar staan? Daar was hongersnood in die land. Mense het gely, daar was hongersnood in die land. Daarom het 'n man uit Bethlehem, Juda, weggetrek om as vreemdeling te vertoef in die veld van Moab. Die vraag wat ek vir myself gevra het, ook voorberei die week, was die vraag, wat was die onmiddellike situasie gewees? Daar was nie brood nie. As jy die Bybel lees, praat met die teks. Praat met dit wat jy lees. Vra vir jouself sekere vrae. Waarom het mense op sekere maniere opgetree? Wat is die boodskap vir my en vir jou? So die onmiddellike situasie, daar was nie brood gewees nie. Die vraag is, wie het nie brood gehad nie? Was dit net Elimelech en sy vrou en sy 2 seuns? Of was dit die mense in die omgewing van Bethlehem, Juda? Almal het gely onder hierdie krisis wat daar was. Vriende, die Bybel sê vir ons baie duidelik dat die oplossing was om wat te kry? Brood. As jy honger is, brood. Onthou, hulle het nie 'n broodblik gehad nie, hulle het nie 'n spar of 'n checkers gehad. Gou ry af in die pad, koop vir my 3 brode, koop vir my 'n bietjie ham en kaas, maak vir my 'n broodjie met 'n lekker koppie koffie en ek geniet hom nie. Hierdie mense se omstandighede was anderste, maar die saak is baie duidelik, die onmiddellike situasie, daar was nie brood nie. Almal het gely, almal in hierdie omgewing van Bethlehem, Juda, en die oplossing was om brood te kry. Wat beteken die naam Bethlehem? Huis van brood. Vir u verlede week gesê, huis van brood. So hoekom was daar nie brood in Bethlehem, Juda nie? Sonde. In die tyd van die rigters het elkeen gedoen net wat hy wil. En die Here telke male die vyande gestuur, hulle het hulle oes te kom steel en hierdie volk het verarm. Hulle was nie dood van die honger in die sin dat hulle mense begrawe het een na die ander nie. Die Bybel gee nie vir ons so gedagte nie, maar daar was hongersnood, daar was nie genoeg wat 'n mens sou sê om jou versadig te maak nie. Sonde het die probleem veroorsaak en in plaas van dat Elimelech saam met die res van die volk in Bethlehem, Juda, hulle verootmoedig voor God, wat sê hy? Kom ons trek. In plaas van om te sien dat die Here in die Ou Testament en vir sy voorvaders gesorg het met manna en kwartels, sien ons dat hy onmiddellik sy familie vat en hy trek. En luister vriende, ons gaan vanmôre dit sien in die boodskap, nadat Naomi 10 jaar later terugkeer na Bethlehem, Juda, toe hulle na Moab getrek het, kom sy 10 jaar later terug. Het die meeste mense wat geleef het 10 jaar tevore haar erken. Hulle het nog geleef, hulle is nie dood van die honger nie. Hulle was nog steeds daar, hulle was verbaas toe hulle haar sien. En dis die boodskap wat ek vir u wil deurgee is, dikwels wanneer situasies oor ons pad kom, raak ons hals oor kop. En ons doen dinge en ons sê dinge en ons tree op 'n manier op wat God nie verheerlik nie. Ek gaan vir u nou praktiese voorbeelde gee, byt vas, ons gaan nou daarby kom. Daar was nog 'n man wat dit gedoen het, toe daar hongersnood was. Wie was hy? Ek gaan u 'n leidraad gee. Die vader van die gelowiges, wie was hy? Abraham.
Abraham het ook hongersnood gehad en wat gebeur? En daar was hongersnood, Genesis 12:10, in die land sodat Abraham na Egipte afgetrek het om daar as vreemdeling te vertoef, want die hongersnood was swaar in die land. Okay, hier trek Abraham, wat sê hy vir Sarah? Hy mooi vroukie. Hy sê vir, jy's nou my sussie, né? Jy sien met my vrou nie? Jy's nou my sussie. En toe hulle hom uitvang hier in Egipte land dat hy gelieg het, toe lieg hy verder. Hy sê, eintlik is sy my sussie. Nee, nie jou sussie nie, is jou vrou. So Abraham begin lieg. Waarom? Omdat hy God nie vertrou vir die voorsiening nie. Jy sal later sien dat Abraham as vader van die gelowiges nie gediskwalifiseer word weens sy sonde nie. Maar hy is hier die vader van die geloof, wat ons ook van leer dat geloof moet groei en toeneem in ons kennis ook van die Here Jesus Christus. Dr. Warren Wiersbe beskryf, en ek het hier die gedeelte vertaal in Afrikaans, toe klink dit vir my blikkerig. So ek wil vir u die blikkie Coke vol gee. So kom ek lees vir u in Engels. As u my Engels nie verstaan nie, luister in Afrikaans. U sal duidelik hoor die aksent is daar. Hy skryf, no matter how difficult our circumstances may be, the safest and best place is in the will of God. It's easy to say with David, oh, that I had wings like a dove, I would fly away and be at rest. Psalm 55 vers 6. Hoe dikwels in moeilike omstandighede sê ons vir mekaar, ons wil net rus hê. En almal plaas op hulle status hierdie ou huisiekie met die ou rookie wat uitreik uit die skoorsteen en die ou riviertjie wat loop met die bome, en ek dink myself, dis 'n gekke paradys wat ons vir onsself skep. Hierdie aarde is gevul, selfs daar sal hulle jou skoorsteen steel, en die rivier sal besoedel word, en jy sal dink, hoekom het ek hiernatoe getrek? Hier's nie eens krag nie. Help nie ons wel wegvlug nie. Hy sê, but it's wiser to claim the promise of Isaiah 40:51, and wait on the Lord for wings like eagles, and by faith soar above the storms of life. En dan sê hy, you and I can't run away from our problems. Luister, as jy hardloop, volg jou probleme jou. Want jy en ek het 'n verstand, 'n gewete gekry, en ons het sekere dinge wat ons moet deurworstel, en as ons daarvan weghardloop, agtervolg dit ons. Daarom, hoe handel ons? Hoe handel ons deur geloof in tye, of hoe wandel ons deur geloof in tye van stryd en probleme? Die eerste raad wat ek u wil gee, hou vas aan God se beloftes, ongeag wat jy sien en beleef. Dis niks te doen met wensdenkery nie, maar om God te vertrou. Hy sê in Romeine 8 vir ons as sy kinders, as u weergebore is hierdie die waarheid wat u die dag mee tegemoet kan gaan. Ek is versekerd dat geen dood of lewe, of engele of magte of teenwoordig of toekomende dinge, of hoogte of diepte of enige ander skepsel ons sal kan skei van die liefde van God wat daar in Jesus Christus ons Here is nie. Hoe erg jou omstandighede ook mag wees, die feit dat jy aan die Here Jesus behoort, sal jou krag gee om deur hierdie probleme te kom. Dit is my anker in my lewe. As die stryd vel is, daar is 'n God in die hemel wat my liefhet. En vriende, hierdie liefde van die Here is wonderlik. Nou hierdie, om die beloftes van die Here vas te hou, beteken nie ek is passief nie. Dit beteken nie ek gaan sit daar op my lazy boy en ek rus so en ek sê, let go and let God have his wonderful way nie. Daar is sekere verantwoordelikhede, ons gaan nou daarby uitkom, maar die hele gedagte is, Elimelech het absoluut hierdie saak van geloof weggeskuif, en hy het net die probleem gesien, en onmiddellik sy familie na hierdie vyhandige plek dan geneem. Die tweede gedagte, verdiep jouself daagliks in die woord, sodat jy die Here beter kan leer ken. Die doel is nie om 'n vers te soek om vir my uitkoms te gee, en dan 'n vers vashou en te sê, nou het die Here gesê, nou moet hy presteer nie. Nee, die hele doel van Bybelstudie is om God te leer ken, in die krag van sy opstanding, terwyl ons aan sy beeld gelyk word. Hy is die getroue verbondsgod. Ons weet nie altyd wat in sy raadsplan vir ons lewe is nie, maar Paulus skryf vir die gemeente in Efese, sodat Christus deur die geloof in julle harte kan woon, julle wat in die liefde gewortel en gegrond is, vers 18 belangrik, en julle in staat kan wees, om saam met al die heiliges ten volle te begryp, wat die breedte en lengte en diepte en hoogte is, en die liefde van Christus te ken, wat die kennis oortref, sodat julle vervul kan word tot al die volheid
van God. Belangrik, bestudeer die woord. Neem God op sy beloftes. Belangrik dat ons God se woord sal bestudeer. Die derde gedagte, vriende, ons fokus moet van self verskuif na ander wat Jesus nodig het. Partykeer raak ons so vasgedraai in ons situasie dat ons vergeet, die Here sê vir ons dat ons op aarde is met een doel, en dit is maak disippels van die ganse wêreld. Daarom sê 2 Korintiërs 1 vers 3, geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, die Vader van ontferminge en die God van alle vertroosting, wat ons troos in al ons verdrukking, sodat ons die wat in allerhande verdrukking is, kan troos deur die vertroosting waarmee ons self deur God getroos word. As jy vanmôre deur 'n moeilike situasie gaan, dink aan God se getrouheid in die verlede. Mag dit geloof wek in jou hart vir die hede, en mag dit jou wysheid gee om ander te begelei na Christus. Die manier hoe jy jou situasie vanmôre hanteer, gaan vir die wêreld wys, glo jy werklik God? Is jy werklik geanker in sy waarheid, en weet jy dat hy alles ten goeie sal laat meewerk? Die belangrikste, skuif jou fokus weg van jou probleme na die feit dat Christus die getroue een is, wat jou in die verlede getroos het, wat jou tans troos, en ook dat jy verander tot troos sal wees. Vriende, moenie haastig wees in jou besluite nie. Jesaja 28:16, u kan nou enige van die lidmate wat in Vredendal gemeente was, toe ek daar was, bel, en vir hulle vra, wat was Gerard Dekes se gunsteling vers, dan sê hulle, Jesaja 28:16, wat staan daar? Hy wat glo moet nie haastig wees nie. En het ek al haastige optredes gehad? Gedoen? Ons leer stadig. Hy wat glo sal nie haastig wees nie. Hierdie vers sê eintlik, as 'n hele klomp gedagtes voor dit ook, so sê die Here, kyk ek lê in Sion 'n grondsteen, 'n beproefde steen, 'n kosbare hoeksteen, wat gegrondves is, hy wat glo sal nie haastig wees nie. So as jy aan die Here behoort, en jy vertrou op die Here, sal jy nie haastig wees nie. Ek het 'n paar praktiese scenario's hier neergeskryf. Dink aan man en vrou wat huweliksprobleme het. Wat is die eerste uitkoms vir die meeste wat huweliksprobleme het? Ons skei. Ek is klaar met jou, ek het jou lank al gesê, jy's net soos jou ma. En sy ruk haar uit op 'n knop en sê, luister, vir jou sou ek nie meer lus nie, jy's so arm soos jou pa. Kerkmuis, ek het gedog, ek stap hier in die weelde in, en ek kry vrek swaar. Gaan jy jou pad, ek gaan my pad. En dan besef die meeste nie, dat hulle nou juis in die struik van die duiwel getrap het, want die Bybel sê, hy wat glo sal nie haastig wees nie. In plaas van om vir berading te kom, in plaas van om deur te werk deur hierdie probleme, skei mense, die hartseer gevolge is legio. U weet seker dat 'n tweede huwelik, eerste huwelike praat hulle van tot so 50% in die egskeidingshof, tweede huwelike tot in die 80%, derde huwelike ver in die 90% wat in die egskeidingshof beland. En dan kry jy my oom, hy was 'n Here, hy was 7 keer. 7 keer getroud. En al 7 vrouens was verkeerd. Volmaakte getal, al 7 was verkeerd, hy was reg tot die dag van sy dood. Hoe hartseer dat die duiwel ons so kan mislei. Finansiële probleme. Ons sit in finansiële probleme, en dan is daar mense, oulike mense. Hulle het almal, hulle noem hulle self 'n bank. Netbank en Standard Bank en al hierdie. Dan bel hulle en sê, meneer, ons het vir jou hierdie fantastiese oplossing. Bring jou huislening oor na ons toe. Ons sal al jou skuld, sal ons dan klaar betaal, jy maak jou lening, en hoor jy, ons gaan nog vir jou goed wees, 30 jaar, teen 16% rente. Hoe klink dit vir jou? En in plaas van om God se raad te soek en sy wysheid, sien ons onmiddellik die uitkoms hier, en ons dink nie aan die langtermyn gevolge nie, en ons maak skuld, en glo my, ek praat met baie mense, wat in hierdie skuld gedompel is. Hulle sien nie regtig nie uitkoms nie. Probleme met ander. Ek is al so siek en sat as ek hoor, dat mense nie hierdie genade van God vind om hulle self te verneder nie. Predikante kan hulle self nie meer verneder nie. Lidmate kan hulle self nie meer verneder nie. Selfs kinders dreig mekaar. En daarom is dit belangrik dat ons sal sien, die broederliefde is die pad wat ons moet stap. Daar is tye waar 'n saak, vriende, nie anders hanteer kan word as wanneer ons in 'n gesprek kom nie. Maar as ons kom by probleme met ander, is dit noodsaaklik om nie oorhaastig op te tree nie, want hy wat glo,
sal nie haastig wees nie. As Elimelech gewag het op die Here, as Elimelech saam met die oudstes in die volk Israel God se aangesig gesoek het en gesien hoe die Here hulle gelei het in die verlede en in die hede, sou die saak heel anders te gewees het. En dan, vriende, hou die einddoel en eindbestemming in oog. Ek wil vir julle vra, vir al julle wat ouer word. Die Here sê 70 is die sterkes 80. Daar is 'n paar van julle wat al oor daardie ouderdom is, ons ander volg kort op julle hakke. Dan is dit verby. Kom ons omhels die aardse stryd. Kom ons sien dit as 'n geskenk uit die hand van God om ons te vorm. Kom ons hou op in opstand kom teenoor die Here asof ons sy raadgewer wil wees. As hy oor ons lewens goed beskik en bepaal, soos hy oor Elimelech se lewe gebring het, het ons nodig om 2 Timoteus 4:7 daagliks te quoteer. Ek het die goeie stryd gestry. Ek het die wedloop volëindig, ek het die geloof behou. Verder is my weggelê die kroon van die geregtigheid wat die Here die regverdige regter my in die dag sal gee, nie aan my alleen nie, maar ook aan almal wat sy verskyning liefgehad het. Hou die eindbestemming in oog. Jou stryd gaan nie vir altyd aanhou nie. Die moeilikheid gaan nie vir altyd aanhou nie. Daar's 'n heerlikheid wat wag, waar Christus die boumeester en oprigter is. Die tweede gedagte, wat het Elimelech gedoen, wat ons kan leer uit sy lewe? Vir Elimelech was die tydelike belangriker as die geestelike. Die tydelike was vir hom belangriker as die geestelike. Ek lees vir u weer vers 1. In die dae toe die rigters geregeer het, was 'n hongersnood in die land. Daarom het 'n man uit Bethlehem, Juda, Elimelech weggetrek, en was vreemdeling te vertoef in die veld van Moab, hy en sy vrou en sy 2 seuns. Hier reeds gesê dat Bethlehem beteken die huis van brood, en vriende, die Bybel sê vir ons dat die Here sy volk altyd versorg het. Hy het vir hulle voorsien. Nou kyk ons na hierdie vers, en ons dink by onsself, Elimelech was eintlik edel gewees in sy optrede, want hy wil graag net vir sy vrou en sy kinders gesorg het. Maar as ons kyk na die konteks van hierdie boek, dan sien ons, dit was eintlik 'n mosie van wantroue teenoor God. Wat is 'n mosie van wantroue? Ek sê vir jou eenvoudig, luister, ek glo nie dat jy kan doen wat jy gesê het nie. Jy kan nie hierdie prestasie lewer wat jy beloof het nie. Jy is nie iemand wat vertrou kan word nie. Ons dink miskien ons is miskien te veel, ons is te erg op Elimelech, maar ek wil hê jy moet die konteks raak sien. Dis asof Elimelech deur hierdie optrede 'n duidelike boodskap aan sy gesin kom deurkommunikeer het, dat die Here nie sy beloftes kan hou nie, en nie sy beloftes kan nakom nie. Deur Elimelech se optrede gee hy die boodskap deur, dat jy die Here kan dien solank dit goed gaan, maar as dit sleg gaan, elke een vir hom self. Dan moet ons planne maak, want lyk my nie die Here gaan ons kom help nie. En ek wil jou vanmôre vra, hoe lyk dit met jou lewe? Is jy miskien een wat aan jou kinders die gedagte deurgee, luister man, hierdie God kan nie vir ons sorg nie. En jy mag miskien dink, ja, ou Gerard, jy praat nou hierso, omdat dit met jou relatief goed gaan. Vriende, luister, ons is 'n paar maande terug deur 'n geweldige krisis. Op 52 om werkloos te wees in Suid-Afrika as 'n blanke man is eintlik soos die doodsvonnis, sê hulle. Dit het my nie veel geplan nie, want God is in beheer, nie ek nie. Die hartkwessie wat 'n mens het jy gedink by jouself, ek weet nie hoe lank gaan ek nog lewe nie, 3 jaar is verby. En nou begin jy dit omhels wat die Here jou gee. Waarom? Want hy is God, hy het my lewe en my asem in sy hande, hy het gesê hy sal vir ons sorg, en hy sorg vir ons op 'n besondere en wonderlike manier. Ek het onlangs vir iemand gesê, wat hulle geliefde aan die dood afgestaan het, die persoon redelik bitter teenoor die Here en teenoor dit wat gebeur het, en ek vra vir die persoon, wat se kerk is julle? By watter gemeente aanbid julle? Want dit is veronderstel om hierdie kussing te wees waarop jy val in hierdie moeilike tye. God se kinders sorg vir God se kinders. Waarom? Omdat God vir ons sorg. En die antwoord was mos nou logies. Ons het nie 'n kerk nie. Ons aanbid nie. Ons aanbid op ons eie. En hulle luister na alles en nog meer. Daarom wil ek jou vanmôre sê, wanneer die stryd kom en jy sig anker in die Here nie, gaan die tydelike vir jou belangriker raak as die geestelike, as die ewige. Ons lees daar in Deuteronomium 8. Ag vriende, kan ek jou 'n guns vra? Wil jy nie hierdie week hierdie paar verse gaan memoriseer nie? Dis van die kosbaarste woorde in die Bybel. Die Here praat met sy volk. Die boek Deuteronomium is die boek van herinnering. Moses kom en hy begelei hulle nou deur die pad wat hulle gestap het tot op hede, en dan ook die beloofde land wat hulle later sou beerwe, en hy sê vir hulle, en jy moet
Sê gou wat staan daar? Dink! Nee, kinders van God moet nie net dink nie, die Gees sal aan ons kommunikeer. Ons moet hierdie ervaring beleef, ons wag vir hierdie teken, ons wag vir hierdie ervaring en hierdie wonders, en kinders van God dink nie meer nie, daarom lag die wêreld vir ons. Ons kerke lyk soos 'n sirkus. Daar is narre wat op en af hardloop, mense dop om, mense praat in vreemde tale, snaaks so goed wat gebeur. Waarom? Ons dink nie meer nie. Dink! God het jou 'n verstand gegee. Ons almal se IQ verskil. Maar dink aan die hele pad. Goed en sleg. Die maklike en die moeilike. Dink aan die hele pad waar langs wat staan daar? Die Here, jou God, jou gelei het. Dink u dat wat met jou gebeur het tot op hede was toeval? Dink jy die operasie wat jy gehad het was toevallig? Dink jy die ongeluk wat jy in was toevallig? Dink jy dat daardie persoon met wie wat jy paie mee gekruis het was toevallig? Daar's nie toeval in God se woord nie. Die hele pad waar langs die Here jou God jou nou 40 jaar lank in die woestyn gelei het, tot, altyd so wonderlik, tot jou verootmoediging. Gerard Bekes, ek het jou gelei vir 54 jaar amper, tot jou verootmoediging, sodat jy kan sien wat in jou hart is, of jy God se gebooie sal hou. Ons is so besig met almal. Ons is so besig met ons omstandighede, dat God sê, luister, word stil, ek is besig met jou. Dink daaroor. En dan sê vers 3, hy het jou verootmoedig. Elimelech, hy het jou laat honger ly, en jou die manna laat eet, wat jy en jou vaders nie geken het nie, om jou bekend te maak, dat die mens nie van brood alleen lewe nie, maar dat die mens lewe van alles, wat uit die mond van die Here uitgaan. Die hele vers, die hele konteks, die hele gedagte gaan daaroor, dat wanneer die tydelike belangriker raak as die geestelike, verloor ons die Here uit die prentjie, en ons huis van kaarte stort dikwels in duie. Dawid het ook deur erge stryd gegaan, en Dawid sê daar in Psalm 37:23, deur die Here word die gange van 'n man bevestig, en hy het 'n welbaan sy weg. As hy val, dan stort hy nie neer nie. Want die Here ondersteun sy hand. Ek was jonk, ook het ek oud geword, maar nooit het ek die regverdige verlate gesien, of dat sy nageslag brood soek nie. Elimelech, verstaan jy nie wie God is nie? Verstaan jy nie wie die God is wat Israel uit Egipte land gelei het, wat hierdie honderde duisende mense voorsien het van voedsel, van water, hoe hy hulle gedra het nie? Elimelech wandel nie deur geloof nie, vriende, maar deur aanskoue. Die geestelike is vir hom nie belangriker nie, maar die tydelike. Die Here Jesus kom self en hy sê, moet julle nie kwel en sê, wat sal ons eet en wat sal ons drink of wat sal ons aantrek nie? Want al hierdie dinge soek die heidene, want julle hemelse Vader weet dat julle hierdie dinge nodig het. Maar soek jy die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Kwel julle dis nie oor môre nie, want môre sal hom oor sy eie dinge kwel. Elke dag het genoeg aan sy eie kwaad. Ek is oortuig in my hart as ek dit sê, dat nie een van u wat vanmôre hier sit, is iemand wat honger ly nie. Miskien kry u min, miskien kry u baie, maar God sorg nog tot vandag toe. Waarom wanneer die krisisse kom, dink ons hierdie God gaan ons nou los? Daarom vra ek vir jou, verskuif jou fokus na die geestelike en nie die tydelike nie. Die derde gedagte, Elimelech het deur sy optrede eer aan die vyand gegee, in plaas van eer aan God. Die Bybel sê, ek gaan nie weer die vers lees nie, maar ek na Moab vertrek. Moab was 'n trotse nasie, Jesaja 16:6. Ons het gehoor van die trotsheid van Moab. Hy is baie trots van sy hoogmoed en sy trotsheid en sy grimmigheid, sy onbehoorlike groot pratery. Die Bybel sê Numeri 21:29, wee jou Moab, jy is verlore volk van Kamos. God praat, God sê, hierdie woorde is opgeteken in die Bybel, en Elimelech het daarvan geweet. Elimelech het geweet, Moab was dan ook die vyande van Israel gewees. 2 Konings 3:27, hierdie koning van Moab, neem sy eersgebore seun, wat in sy plek koning sou word, en offer hom as 'n brandoffer op die muur, toe die vyande kom. 'n Man wat sy kind slag voor die ander, om die afgod wat hy aanbid, se guns te kry. Dis wie Moab was. En nou wil ek vir u sê, vriende, dat Elimelech het hierdie optrede
en deur hierdie optrede oneer aan die naam van die Here gebring. Ek gaan vir die scenario probeer skep. Hier is hongersnood in Bethlehem, Juda. Nou, u weet nie wat dit is nie, nie een se maag. Ek hoor nie een grom nie. As 'n paar ouens wat aan knoffel ruik, maar dis omtrent dit. Die res se maag grom nie. Wat gebeur? Ons sê verder niks oor die knoffel nie, né? Wat gebeur? Daar is hierdie hongersnood. En die volgende oomblik laai Elimelech en Naomi en die twee seuns laai die pakdiere en hulle trek en die mense vra vir hulle, Elimelech, waartoe se jou pad? Hy sê ek trek. Waartoe trek jy? Moab. Skus, is Elimelech? Moab. Moab! Wat dink jy, wat doen jy? Moab is die vyande van God. Hulle is die vervloektes. Hulle is die mense wat in oneer lewe. Wat doen jy deur na Moab te trek? Elimelech sit oorpleisies in, stap saam met sy vrou en kinders, en hulle kom in Moab. En die Moabiete staan en hulle kyk, en hulle sien hierdie pakdiere en die vrou met die man en die vrou met die twee kinders, en hulle sê, wie is hierdie? Wie is hierdie man en vrou en twee kinders? Hulle lyk vir ons soos Israeliete. Hulle lyk soos ons vyande. En die boodskap kom, nee, daar's nie brood in die huis van brood Bethlehem nie. Dis hoekom hulle hier na ons gekom het, dat ons gode vir hulle kan voorsien. U dink miskien nie, dis wat hier staan nie, maar vriende, dis presies die boodskap wat gekommunikeer word. Hulle kom in hierdie plek, en hulle soek versorging by die wêreld, in plaas van versorging by die Here. Daar staan in Romeine 2:24 hierdie woorde, want soos geskrywe is, die naam van God word om julle ontwil onder die heidene gelaster. Daardeur sê ek nie, u moet my nie verkeerd verstaan nie, daardeur sê ek nie, jy mag nie 'n ander werk soek nie, ek sê nie daardeur dat jy mag nie immigreer nie, ek sê nie daardeur dat jy nie mag 'n plan maak en met mense praat wanneer die situasie moeilik raak nie, maar wat ek vir u sê, die aanloop, Elimelech wandel eers deur aanskoue in plaas van geloof. Die tydelik is vir hom belangriker as die ewige, en die volgende stap is, hy gee nie om wat sê God se woord oor Moab, en wat gaan sy optrede as getuienis deurgee aan die mense in Israel, en dan ook aan die heidene nie. Dikwels doen ons as kinders van God dinge, en die wêreld praat agter hulle hand, en hulle sê, is dit kinders van die Here? Is dit hoe kinders van die Here optree wanneer die probleme oor hulle pad kom? Is hulle nie maar net soos ons nie? Daarom wil ek vir jou vanmôre neem na die laaste gedagte. En dis eintlik die kersie op die koek van die boodskap. Elimelech en ons optrede het altyd gevolge. Goed of sleg, positief of negatief. Kom ek lees vir u. En die naam van die man was Elimelech, en die naam van sy vrou Naomi, sy seuns Maglon en Giljon. Vers 3, en Elimelech, die man van Naomi, het gesterwe. Ons lees nie eens of hy vir hom 'n tent opgeslaan het, ons lees nie eens of hy ietsie geplant het daai jaar nie, ons lees nie eens of hy 'n ete gehad het nie. Ons lees net, hy kom in Moab en hy sterwe. Ons lees in vers 4. En hulle het vir hulle Moabitiese vroue geneem. En toe Maglon en Giljon albei sterwe, en die vrou sonder haar twee seuns en haar man oorbly, het sy besluit om terug te gaan. 'n Tydperk van 10 jaar het toe verloop. Die vraag wat ek myself gevra het, wat was die gevolge van Elimelech, die man, die hoof van sy huis? Wat was die gevolg van sy optrede op sy vrou en op sy kinders? Kom ek gaan vir julle kortliks opsom. In plaas van 'n nuwe begin en voorspoed, sterf hy in die vyand se land. Tweede gedagte, sy seuns trou met vroue wat God hulle verbied het om te trou. Die twee seuns se ongehoorsaamheid lei tot hulle dood. Die Bybel sê dit nie vir ons direk nie, maar indirek kan ons die afleiding maak dat deur hulle sonde en hulle ongehoorsaamheid God hulle dan ook 'n vroeë dood laat sterf het. Vir 10 jaar swerf hulle rond sonder om te ontvang waarop hulle gehoop het. Naomi se hoop verander in bitterheid teen die almagtige God van Israel. Sy stuur haar skoondogter terug. U moet hierdie saak tog sien. Hoekom wou sy haar skoondogters teruggestuur het na hulle ouers toe? Dat sy nie in die verleentheid kom
wanneer sy in Bethlehem aankom met 2 Moabitiese kinders, en hulle vra vir haar, hoorie son en oomie, wie is hierdie 2? Dis my seuns se vroue. Maar jy weet mos, God sê, dat ons nie met die Moabite mag trou nie. Die hele gedagte wat hier daarvore kom, sy stuur haar skoondogter terug na die afgode om haar eie ongehoorsaamheid en die van haar man te probeer verberg. Ongeloof en ongehoorsaamheid loop hand aan hand en het altyd tragiese gevolge. Vriende, die Bybel is vol daarvan. Adam en Eva sondig, dit dompel die mensdom in sonde. Jakob se bedriegery, hy word 'n vlugteling met vrees van alle kante. Dawid en Batseba se sonde, die kind sterf. Judas die verraaier pleeg selfmoord. Die ryk jongman kies geld en die ewige oordeel van God. Demas kies die wêreld en die dood. En voor u dink hierdie klomp is klomp slegte, niks werd mense. Wat van my en jou lewe? Hoeveel van ons, man, vrou en kinders, kry swaar weens ons sonde en verkeerde besluite? Hoeveel huweliksprobleme is daar? Hoeveel egskeidings? Finansiële wanbestuur, siekte weens sonde, stryd met mense, onnodige vrees en stryd, wat ons in ons lewens ervaar, gesinskonflik, omdat ons nie die God van Israel vertrou nie. Luister, hierdie woorde al baie gehoor, ek sê dit vanmôre weer eens vir u. Die Here is nie ons spaarwiel nie. Moenie dink ek in jou lewe leef soos jy wil, en wanneer die nood kom, dan maak jy die kattebak oop, en jy haal die spaarwiel uit en jy stem op en die kar ry verder nie. Elke sonde, elke ongehoorsaamheid, elke vinnige besluit het gevolge. Ek praat nie vanmôre met u vanuit 'n gesindheid, dat ek nog nooit 'n fout gemaak het nie. Ek het hierdie week met mense gepraat, en Ethel was deel van die gesprek. Toe ek vir hulle sê, ek kan duidelik in my lewe besluite uitwys, waar ek nie genoeg gebid het, en waar ek oorhaastig was, en tot op hierdie dag wat ek voor u staan, ly ek die gevolge van daardie besluite. Daarom vra ek daagliks, Here, dat ek nie sal vasbly, dink aan die hele pad wat die Here jou God jou nou al gelei het, dat ek nie daar sal bly nie, maar dat ek my sal verootmoedig, en dat ek vir die Here sal sê, Here, met al die verkeerde besluite, en selfs die regte besluite, vertrou ek u vir die dag van môre. Want as ek u nie vertrou nie, gaan ek die volgende groot fout in my lewe maak. Die Here is genadig en hy is barmhartig, en ons weet hy is vir ons goed. Maar onthou, elke optrede het gevolge. Psalm 118 vers 8, dit is beter om by die Here te skuil as om op mense te vertrou. Dit is beter om by die Here te skuil as om op edeles te vertrou. Ek kan vir die hartseer verhale vertel, en u weet daarvan, en u lees daarvan, dat mense hulle toevlug na mense neem om later uit te vind dat hierdie mense eintlik hulle vyande is. Hulle verloor alles. Huis, kar, ek wil amper sê hulle status in die samelewing, omdat hulle in plaas van na God, hulle toevlug na mense geneem het. Wat probeer ek vanmôre vir u sê? Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, en met jou hele siel en met al jou krag. Hy is nie deel van jou godsdienstige lewe nie, hy is jou lewe. Hy is die een wat die senterpunt moet wees. Daarom sê Salomo in Spreuke 3 vers 5 en 6, vertrou op die Here met jou. Baie interessant, die Bybel sê ons moet die Here ons God lief hê met ons hele hart. Vertrou op die Here met jou hele hart. As hierdie God in beheer is van my jou lewe, vertrou hom met jou hele hart, steun op jou eie insig. Dit beteken nie ons mag nie dink, en ons mag nie praat, en ons mag nie raad inwin nie, maar die gedagte is net hier is, dat vanuit 'n gesindheid van God is op die troon, ek is sy dienskneg, gaan ek, en ek steun op my insig nie, maar ek vra die Here vir wysheid en insig. Ken hom in al jou weë, dan sal hy jou paaie gelyk maak. Vers 7, wees nie wys in jou eie oë nie, vrees die Here en wyk af van die kwaad. Dit sal genesing wees vir jou liggaam, en verkoking vir jou gebeente. Glo my, in my grootword jare, en as jong getroude man, ek was besig. Altyd 'n plan gehad, altyd 'n skiem gehad, en daar was baie trane gewees. Daar was ook tye van blydskap en vreugde. Ek het met baie mense die bediening teëgekom waar jy raad voor gee en vir hulle sê, luister, ek is deur hierdie pad, dis die waarskuwing wat ek vir jou wil gee, pas op vir hierdie ding. Half selfverseker, luister, moenie jy bekommerd wees nie. Bepaal jou by die geestelike.
Die res sal ons uitsorteer. En die hartseer gevolge is legio in die kerk van die Here Jesus Christus. As jy rus vir jou siel wil hê, luister vanmôre wat ek jou sê, ek sluit daarmee af. As jy rus vir jou siel wil hê, skuil by die Here. Wanneer die stryd kom, omhels dit, sien dit dadelik as uit God se hand vir jou afgeweeg. En vra die Here om jou wysheid te gee om deur hierdie ding ook die Here se naam te verheerlik. Ek pleit by jou vriende dat ons regtig sal sien dat die Here alles ten goeie laat meewerk. Vanmôre se boodskap het juis gegaan oor lesse om te leer uit die lewe van Elimelech. Ons het gesien ons moet wandel deur die geloof en nie deur aanskoue nie. Die geestelike moet belangriker wees as die tydelike. Ons moet God eer deur ons optrede, nie die vyand nie. Onthou, ons optrede het altyd gevolge, goed of sleg. Kom ons vestig die oë op Jesus, die leidsman en volëinder van ons geloof. Kom ons sien Elimelech as 'n voorbeeld. Kom ons sien hom as 'n waarskuwing. En kom ons vra vir die Here, Here, help my om by U te skuil. En miskien is U vanmôre een wat hier sit en U lewe is nou op 'n krisispunt. Want ek net vir jou een raad. Vertrou op die Here met jou hele hart. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie vir Elimelech en die voorbeeld van sy lewe, al was dit nie 'n goeie voorbeeld nie. Dankie dat U ook dit goed gedink het om hierdie verhaal vir ons op te teken. Die van Elimelech en Naomi en hulle 2 seuns. Dankie dat ons vanuit die woord, Here, waarskuwings kan ontvang, raad kan ontvang, teregwysing kan ontvang, maar ook 'n rigtingwyser. Soos Deuteronomium 8 vers 2 vir ons sê, dat U alles in ons lewe toelaat om ons te verootmoedig. En Here, met blydskap in U weet te wandel. As ek so dink aan die apostels, vanmôre is daar nie tyd om daaroor te praat nie, maar nadat die apostels ingeroep is daar in Handelinge die 5de hoofstuk en hulle geslaan was vir hulle geloof, sê die Bybel, het hulle met blydskap daarvandaan vertrek. En die ander apostels vertel van hierdie wonderlike genade dat hulle gelei het ter wille van God en sy koninkryk. Help ons om lyding nie te sien as een of ander straf van U nie, maar as 'n vormingsproses waardeur U ons wil heilig, dat ons meer sal word soos Jesus. Help ons om met blydskap en met dankbaarheid U te vertrou, want ons weet dat die blydskap in die Here is ons beskutting. U sê dit so mooi, verbly julle altyd in die Here. Ek herhaal, verbly julle. Soms wanneer die siekte in jou liggaam woed, wanneer die finansies nie altyd klop nie, wanneer mense jou ontstel, dan is dit moeilik om bly te wees in die Here. Maar ons kyk verby al hierdie dinge en ons sien U op die troon. En ons sien U liefde vir ons wat ons gered het van 'n ewige hel en 'n ewige dood. Dit maak ons harte opgewonde dat ons U kan dien en dat U die alleenwyse God nie my raad nodig het nie. Nie my as raadgewer aangestel het om my situasie te verbeter nie. Ek kan alles deur gebed en smeking met danksegging aan God bekend maak en dan hom vertrou dat hy sal doen wat hy in sy alwysheid beskik het vir my lewe. Vader, baie dankie dat U so wonderlik goed is vir ons. En ons kan nie wag om by U in U heerlikheid te wees nie. Dit is nie iets wat ons sal verdien of kan verdien nie, maar absolute genade uit U hand. Mag elke tree na hierdie dag van ontmoeting 'n tree wees van geloof. Die oë gefestig op Jesus. Die vaste vertroue dat ons wat glo nie haastig sal wees nie, maar op God sal vertrou.